Goeiemôre aan al ons pragtige mensies. Gaan dit goed met julle? Prys die Here. Ja, dis 'n maldag. Vroeg vanoggend al begin ons rond te hardloop. Hier 6:00 vanoggend, maar weet wat? Dis tyd om bietjie te sê, Hokkai stop die lorry. Dis tyd om te sê, dis 'n rooi lig, ons moet bietjie stop. Net om stil te kan raak voor Koning Jesus. En mensies, dis nou tyd om bietjie stil te wees. Kom ons maak die oogies toe. Here, baie dankie. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg, Here, net om weer rondom die tafel te kan wees, Here, en van die woord te gesels en oor die woord te gesels, te verdiep in die woord en te kan weet, Here, die woord kom van U af, direk uit die hart uit, Here, direk uit die troonkamer uit, Here. Maar dankie, Here, dat ons sal leer van hierdie woord. Dankie dat ons die pad sal volg van hierdie woord, Here. Abba Vader, en dankie dat dit net hierdie woord en geen ander woord sal wees wat in ons lewens geïmplementeer is nie. Ek bid dit in Koning Jesus. Nou my boetie, my sussie, ek wil jou vandag 'n gunsie vra, of 'n vraagie vra. Wat het 'n houvas op jou? Almal in ons lewens het iets, en daar voel so of hy 'n houvas op jou het. Psalm 101 vers 3, hoor wat sê hy? Ek stel geen lae ding voor my oë nie. Die dade van afvalliges haat ek. Dit sal my nie aankleef nie. Het julle gehoor? Ek stel geen lae ding voor my oë nie. Die dade van die afvalliges haat ek. Die sal my nie aankleef nie. Nou my broer, my suster, ek wil gou vandag vir jou iets vertel. Ergens in ons lewens het ons toegelaat dat negativiteit oor ons kom. Het ons toegelaat dat daar iets is wat ons gedoen het wat negatief is, wat verkeerd is in ons lewens, en dit kry 'n houvas op ons. En Dawid skryf so mooi, hy sê, hy stel geen lae ding voor sy oë nie. Dis wat ek en jy moet doen, ons moet daardie dinge wegwerp van ons af. Vers 4 sê so mooi, hy sê, 'n verkeerde hart moet ver van my af bly. 'n verkeerde hart moet ver van my. Net jy kan keer dat daardie verkeerde hart op jou 'n houvas kry. Net jy kan keer dat daar nie 'n houvas op jou lewe kom nie. Net jy. Maar weet wat, en die enigste manier om dit te bewerkstellig is om in Jesus Christus se weë te wandel, is om te wandel in die weë van Koning Jesus. Daar's geen ander plek nie. As Dawid vir jou geskryf, 'n verkeerde hart moet ver van my af bly. Wat kwaad is, wil ek nie ken nie. Want dis daardie gedeelte van kwaad wees en wat hy sê, wat hy nie wil ken nie, wil ek vandag vir jou vertel. Dis daardie gedeelte van die kwaadheid wat oor jou lewe kom, wat oor jou lewe wil heers, wat jou gevangenskap neem. En wanneer hy jou gevangenskap neem, wil hy vir jou bemoei en hy wil jou gebruik soos 'n marionet en hy wil met jou speel, want jy's nie los nie, jy het boeye, jy het kettinge, die wêreld het jou ingesluk. Nee. Dit is hoe het moet wees. Jy moet vry wees. Jy moet kan beweeg onder die gees van God. Jy moet kan beweeg onder die wil van Koning Jesus. Jy moet kan beweeg om in sy wil in te beweeg. Want as Dawid vir jou sê, hy laat nie 'n lae ding nie. Hy gee vir my en jou 'n voorbeeld. Hy stel vir my en jou voorbeelde. Hy stel vir my en jou 'n doelwit in ons lewens. Wat hy sê, moenie lae dinge by jou toelaat nie. Hy sê, en die dade van afvalliges haat hy. Moenie betrokke raak by dit nie. Raak betrokke by die dinge van Koning Jesus. Oeg, mense, die wêreld is breed die buitekant. Die wêreld is breed. En jy weet, baie van ons hou van bietjie jam om die mond smeer. Jy soek bietjie hy heuning, jy soek hy bietjie hy soetigheid. En dis reeds hy soetigheid wat jou in die moeilikheid sit. En so nou en dan moet jy maar alwyn. Julle weet hoe proe alwyn so bitter. Nee, julle weet hoe proe alwyn, so baie keer moet ons bietjie alwyn in ons lewe kry. En daai alwyn ruk ons weer reg, dat ons terugkom na die wil van Koning Jesus toe. Want wanneer jy daai alwyn proe, is hy so bitter, jy spoeg hom dadelik uit. So jy wil hom nie in jou hê nie, jy wil nie hom 'n deel van jou maak nie. So as hierdie lae ding, of die dade van afvalliges, kom ons sê, as dit soos 'n alwynproe, moet hy nie aan jou kleef nie, want jy gaan hom uitspoeg. Jy stel nie belang in hom nie. Moet dit nie vat nie.
En as jy gaan kyk na vers 4 wat hy sê, 'n verkeerde hart moet ver van my af bly, moenie eens naby my kom nie. Dis daai alwyn, hou weg die alwyn van my af. Ek wil nie hy bitter smaak in my mond hê nie. Jag, hy frank smaak. Sjoe. Nee, ek wil nie. Spoeg uit. Spoeg uit. Neem die woord van God in. Hy's nie 'n bitter alwyn nie. Hy's 'n soet narkie, 'n appel, 'n lemoen. Dink daaraan. Neem dit in. Neem dit in wat vir jou voedsel gee. Neem dit in wat nie vir jou sê, hoorie, eet dit want ek gaan 'n houvas op jou kry nie. Nee. Breek daai houvaste op jou in die naam van Jesus. Breek dit nou in die naam van Jesus. As jy hierdie gedeelte kry, is daar iets in jou lewe is wat jy weet jy miskien verkeerd gedoen het, wat jy toegelaat het, kom ons so noem dit nou dat hierdie afvalliges oor jou gekom het en die verkeerde harte en kwaad harte en goed. Hoor hierso, breek met dit. Gaan na koning Jesus toe. Ons sal nou so toe gaan. En vra ons vir die Here, Here maak ons skoon. Here breek dit van ons af in die naam van Jesus. Begin net te dink, as jy kom by hierdie tipe dinge, dan dink jy aan 'n alwyn wat so bitter smaak. Is dit wat jy werklik in jou mond wil hê? Of wil jy hy soet hê van koning Jesus? Of wil jy hy aroma van koning Jesus inasem? Wat vir jou daai smaak gee na nog. Wat wil jy in jou lewe hê? Wat wil jy toelaat in jou lewe? Wie wil jy toelaat in jou lewe? Wat gaan jy toelaat in jou lewe? Dis die keuse eintlik wat ons moet maak. Here, dankie vir hierdie awesome woord van Dawid. Dankie Here dat ons kan praat van 'n alwyn wat so bitter is, wat nie so lekker smaakie, wat ons wil uitspoeg, Here. Ons wil opgooi as ons dit in ons kry. Maar Here, laat hierdie laat ding wat Dawid van praat voor ons oë en hy nie kan verdra nie, en die afvalliges wat hy haat, Here, wat hy nie toelaat dat hom aan hom gaan kleef nie. Here, laat ons toelaat dat hierdie bitter alwyn wat in ons lewens is uitgespoeg raak nou in die naam van Jesus. Here, ek bring elke boete en susse na U toe, Here. Hulle wat luister, hulle wat kyk, hulle wat net weet. Here, ek bring hulle na U toe in die naam van Jesus en ek vra U, Here, raak hulle aan. Here, breek elke band van die verledes, breek die laste, breek die kettinge, breek die boeie. Here Jesus, breek daai bitter alwyn uit hulle lewens uit. Dit wat dink hulle te hou vas, soos wat Dawid skryf, dit sal my nie aankleef nie. Here, breek dit nou in die naam van Jesus. Laat ons sal bely en laat staan. En weet my God, U is met my, U stok en U staf het my nog nooit verlaat nie. U liefde en U genade is alomteenwoordig. Dankie daarvoor, koning Jesus. Daarom kom ek nou, Here, en ek staan op my autoriteit wat U my gegee het, en ek sê, koning Jesus, in die naam van Jesus, bevry U hulle nou, in Jesus naam. Here, seën ons deur hierdie dag, geef ons 'n wonderbaarlike dag, Here. Ek bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen en amen. Boeta, sissa, spoeg hy alweer uit. Dit is nie meer deel van jou lewe nie. Vervang het met die soetigheid van koning Jesus. Ek is lief vir julle.